is good. So, ons gaan, ek maak vanaand klaar, daar's so baie wat ek wou sê. Ek probeer elke keer dis in so zip-file. Wie ken die rekenaars as zip-files? Ek probeer 'n zip-file, ja die IT ouens, 'n zip-file gee ensovoorts, en as ek by die huis kom, soos vanmôre spesifiek, besef ek ons nog so baie wat ek wou deel en wou sê, en dan besef ek wil eintlik vanaand 'n B-gedeelte op daai gedeelte gehad het, maar net te min. Ek wil net gees wat die Here wil ek wil dit aflewer en ek wil net getrou wees. So vanaand wil ek met die deel oor gebarste reënbakke. En daar's 'n mooi skrifgedeelte. Ek het al hier gegee, Jeremia 17 vers 13. En ons gaan nou 'n bietjie by dit stil staan ook. Mens twee skrifgedeeltes wat ek wil hê moet saam met my blaai. Ons gaan kyk na die profeet Jeremia wat iets geskryf het, wat iets ek dink hy het raak gesê. Hy het iets gesê wat in my hart was. Een van die gunsteling profete vir my is Jeremia. En Jeremia het iets geskryf rondom Israel en daar waar Israel hulle op hierdie stadium bevind het. En sonder om nou al die detail in te gaan oor die profeet, wil ek spesifiek die woorde gebruik wat hierdie man gebruik het. Wow, it was my profound toe hy dit sê. En ek toe 'n bietjie 'n studie gaan doen het rondom dit wat hy sê, en dit my hart geraak. So, ek wil hê, kom ons gaan blaai Jeremia 2:13 en ook Jeremia 17:13. Het Jeremia, net die profeet Jeremia die oor geskryf. En as jy daar is, kom ons gaan lees daar. Voor ons lees, kom ons bid het saam. Vader, baie dankie vir die woord. Dankie vir lewens vanmôre verander. Dankie Here dat U lewens aangeraak het. Dankie Here dat die mense wat dors is, se dors geles is, Here. Dankie dat hulle by die bron uitgekom het. Here, ons wil dankie sê vir die bron van lewende water wat Jesus is. En Here, ek bid dat die water net in ons lewens sal vloei, sal sterker word, veral in die tyd wat ons ingaan, Here. Here, the joy of the Lord will be our strength. Die blydskap, Here, mag dit wees soos 'n water wat borrel in die binnekant van ons, Here, wat U sal subside in Jesus naam. Amen. Nou dat ek dit bid, besef ek, wie het daai koortjie in die sonnaskool? Dit borrel, dit borrel, dit borrel hier in my, dit borrel. Wie het al, wie ken daai song? Want Jesus maak my vry, die mense kan nie verstaan, waarom is ek so bly? Dit borrel, 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 borrel hier in my. Daar is die ander enetjie ook. O ja, ek het dit Frans, ja, yes. Borrel in my, want ek is so. There we go. Dis die ander ene. Kom, gee die koor net hande klap vanaand. Halleluja. Ek sê altyd die worship team is hier voor nie, is hier binne. Amen. Sê vir jou buurman, jy het dan maar mooi gesing nou. Loof die Here, loof die Here. Goed, Jeremia. Kom ons gaan in die volgende skrif, Jeremia 2:13 sê die volgende. En Jeremia, hierdie beautiful, hierdie mag in jou hart vasslaan. Want hier is 'n les ingeteken vanaand met Jeremia. En hier gaan ons, ek het dit terwyl ek dit gedeel het en voorberei het iets in my hart vasgeslaan en ek glo iets in ons lewens, my lewe, u lewe kan verander vanaand, want dit is so maklik en so gou om 'n ander bron te kry. Dit is so maklik en so gou. Ek wil jy met jou hand vat, sit dit op jou hart. Sit dit op jou hart, aan die ander kant hart. Sê saam met my Spreuke 4 vers 23. Sê die volgende: bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daar is die oorsprong van die lewe. Die Engels sê dit nog mooi, hy sê out of your heart flows the issues of life. Daar vloei fonteine deur jou hart vanaand. Amen. Soos met ons harte bewaak, is so maklik, so gou. Ek bid vanaand en ek glo dit is u gebed, my gebed, ons almal se gebed, dat die Here ons sal hou dat ons op die pad bly. Maar dit is so maklik, so gou om 'n alternatief te kry. Amen. Jeremia skryf en hy sê, want my volk het twee verkeerde dinge gedoen. Belangrik, twee verkeerde dinge het hulle gedoen. Nommer 1, wat het hulle gedoen? My, die fontein van lewende water, het hulle verlaat. Wat het hulle gedoen? Nommer 2, om vir hulle reënbakke uit te kap. Gebarste reënbakke, wat geen water hou nie. Kan ek dit weer lees? Het sê, my volk het die volgende gedoen, twee verkeerde dinge gedoen. My, nommer 1, die fontein van lewende water het hulle verlaat, om vir hulle reënbakke uit te kap. Gebarste reënbakke, wat geen water hou nie.
Dan sê in hoofstuk 17 vers 13 sê, en ons het dit al baie keer gelees, ek gee weer vir u. O Here, verwagting van Israel, almal wat u verlaat sal beskaamd staan. Wie van my afwyk sal op die aarde geskryf word, want hulle het die Here, die fontein van lewende water verlaat. So Jeremia is hier besig met Israel. En hy spreek oor die dinge wat Israel gedoen het. En ek love hoofstuk 2, waar hy sê, hulle het 2 verkeerde dinge gedoen. Nommer 1, hulle het my die bron van lewende water het hulle verlaat. En nommer 2, hulle het vir hulle gebarste reënbakke gaan uitkap. Reënbakke wat geen water hou nie. Nou ons gaan 'n bietjie daarna kyk. So net so vir interessantheid in die geskiedenis daarvan, is daar die fontein wat in Kuruman is. Kuruman het 'n fontein daarso in die pixels, ek kon nie 'n groter pixel kry en dit is my moeilik om prente te kry by die pixels, maar jy kry die prentjie. Dis die oog by Kuruman. Wie was al by die oog in Kuruman gewees? Die oog by Kuruman is 'n natuurlike fontein. Dis die grootste fontein in die suidelike halfrond. Is in Kuruman. Luister mooi. Statistiek en ek het vanmiddag weer gegoogel en gaan kyk. Die oog pomp nagenoeg tussen 20 en 30 miljoen liter water per dag. Kom maar daai fontein uit. Dit is van die suiwerste water wat jy in suiderlike Afrika kan kry. Halleluja. Suiwer water word uit daai oog. Tussen 20 en 30 miljoen liter water pomp die oog per dag uit. Gary Kieswetter het in 'n artikel geskryf in 2010, het hy 'n artikel geskryf van die Manna tydskrif, dat, en ek naal aan uit sy artikel uit, het Gary Kieswetter geskryf dat hulle het die oog probeer vergiftig. Ek het probeer die navorsing doen rondom dit, ek kon nie veel op dit afkom nie, maar het hulle die oog probeer vergiftig, soos wat hy geskryf het, en gesê, dat al die visse, wat in die bron af was, het gevrek. Baie vrektes was in dierevrektes was in die water af. Maar al die diere en die visse wat naby die bron was, het die gevrek nie. Niks oorgekom nie. Why? Want hulle het by die suiwer water gebly wat uit die bron uitgekom het. En dit het my nogal in my hart getref toe ek dit lees en besef dat mag ons naby die bron wees. Want jy kry baie ander bronne daar buitekant. Halleluja. Maar daar's net een bron wat die suiwerste water gee, is Jesus Christus, wat ons koning en ons Here is. Amen. En in Israel het hulle hierdie volgende, dis hoe dit hulle noem dit in Engels 'n cistern, as ek die regte Engelse uitspraak het. Dis hoe hierdie waterbakke of die reënbakke lyk, wat in Israel is, word uit lijmgrond uitgemaak. Die volgende prentjie sal nog mooier wys vir jou. Dis hoe 'n groter enetjie hoe hy lyk. Uit lijmgrond uit, maar die gevaar met hierdie is die volgende, hulle hou geen water nie. Dit hou water vir 'n tyd lank, maar daarna lek die water al deur en daar kom geen water uit nie. Dis letterlik hoe dit gelyk het in die tyd van Israel. Dus jy kan ook gewees het hoe dit wat Jeremia oor geskryf het. Die volgende een sal wys ook. Dit is een van daar was 17, hulle noem hulle the lots, L-O-T-Z, lots, cisterns. Daar is 17 van hulle wat nagenoeg vandag nog 8 uit die 17 wat water hou in Israel. Dat as dit gereën het in die berge, vloei dit binne in hierdie reënbakke in. Dit hou water vir 'n tyd lank, maar as dit opgehou reën het, sak dit ook maar weg en dit raak weg in die water. In 6 September 2012, die volgende gaan dit wys, 6 September 2012 het hulle binne in Jerusalem hierdie water, dit lyk eintlik soos 'n peer, hulle noem dit 'n peervormige waterbak wat uitgekap is uit klip uit. Het hulle gekry. Hierdie enetjie is nagenoeg het hulle gereken tussen so 3000 jaar oud. En dit het nog 'n groot deurbraak gegee in Israel en in die studies rondom Israel om te kyk the ancient Israel, weet waar hulle waterbakke en hoe dit was. En dit het my so toe hulle hierdie ding gekry het, was dit 'n argeologiese deurbraak gewees op baie stadium. Maar dit het my hart getref om te besef dat dit wat Jeremia geskryf het die waarheid is. Amen. Om te dink dis exactly wat Israel gedoen het. Hulle alternatiewe waterbronne het hulle gaan kry. So Jeremia skryf 2 dinge en hy sê, hulle het 2 verkeerde dinge gedoen. Nommer 1, die bron van lewende water het hulle verlaat en reënbakke vir hulle uitgekap wat geen water hou nie. En in my hart het ek gewonder, hoe is dit moontlik om 'n bron te verlaat? Hoe is dit moontlik? How does that happen?
dat hulle die bron van lewende water gaan verlaat. En ek het so 'n bietjie in my hart gaan stil raak voor die Here. En hulle het vir hulle reënbakke gaan uitkap. Met ander woorde, hulle het gehoop dat dit gaan reën op plekke. So, en iets het in my hart geval toe ek hieroor nadink. Wat het hier gebeur? Hulle het nommer 1, hulle het alternatiewe gaan soek. Hulle het die bron verlaat. Hulle was nie meer tevrede met die bron nie. En hulle het die bron verlaat, weggestap van die bron van lewende water af en vir hulle 'n alternatief gaan soek om vir hulle water te gaan vind. En hier het nog in my hart gespreek en in die tyd waarin ons bly is daar baie alternatiewe. Hoor mooi, die wêreld soek werklikheid. Maar daar's baie alternatiewe daar buitekant. Gaan doen die studie, gaan Google, gaan kyk. Ek het gelag in die week toe hoor ek hulle praat van Google. Gaan Google maar. As jy Google gaan kyk, gaan jy die volgende agterkom. Daar is nagenoeg tussen 4,000 en 10,000 verskillende gelowe daar buitekant. Tussen 4 en 10,000 gelowe. Why? Hoekom so baie? Want die wêreld soek 'n alternatief. Hulle is nie meer tevrede nie. Maar ek wil vanaand verklaar in die naam van Jesus, ons as die Here se kerk het steeds die antwoord. Dit is Jesus Christus. Terwyl die wêreld ander alternatiewe soek, is ek dankbaar ek het die bron gekry. Hierdie tref my hart. Hoekom 'n alternatief? Hoekom het hulle alternatiewe gesoek? Hoe is dit moontlik dat hulle 'n bron verlaat wat vars water gee, wat lewende water gee? Dis Jesus Christus. Dis die Here sê hy in sy woord, dis die Here verlaat alternatief en hulle gaan stap weg van die bron af. Why? Hoe? En hier is dit deur die Gees van die Here vir my net so 2-3 dinge wat sê. Nommer 1. Hulle moes tyd spaar. Dit was moeite om by die bron uit te gaan kom. Dit was dalk moeite geweest om elke dag na die bron te gaan stap, kanne te gaan skep, water te skep en te gaan stap en te gaan drink. Dit was moeite geweest. Hulle het 'n alternatief gesoek en hulle het gesê ons moet tyd spaar. En hulle het nie tyd gehad om na die bron toe te gaan nie. En hier is my hart, dit is so maklik vir ons as kinders van die Here om 'n alternatief te kry want om dit vir ons makliker te maak ook. Ek gaan nou by die makliker instaan. Maar ons tyd en ons skedules het so verander en so besig geraak. Kom aan, wie saam met my? Dat jou tyd het so besig geraak. Jy het so besig geraak. Jy probeer die Here inpas by jou dag. Kom. Jy kan nie by die bron stil staan nie. Nou gaan ons ander alternatiewe kry om hierdie leemte te vul in ons binneste. Ons het nie meer tyd nie. Ons is besige skedules. Ons lewe in 'n tydperk van 2-minute noodles. Drive-through, microwave. En ons probeer hierdie vinnige kidswêreld aanpas wat die Here is ook. Amen. Ons het nie meer tyd om by die bron stil te staan nie. Ons het 'n ander alternatief gekry in ons lewens om net hierdie leemtes te vul. En dis die gevaar wat ons het in die tyd waarin ons bly. Ons het dit probeer makliker maak. Nie net in die tyd wat ons het nie meer tyd nie, maar ons probeer dinge makliker maak in ons geestelike lewe. Ons soek dinge meer gemaklik. Ons wil, dit is skrikwekkend om te sê, COVID het ons lui gemaak. Dis makliker om kerk vandag te gaan kyk op die blikskottel TV. Dis die DStv as jy dit nie weet nie, die blikskottel. Dis makliker om die TV te kyk op die blikskottel as om op te staan in die môre en saam met die kinders van die Here in die kerk te wees. Ek weet ek praat met verkeerde crowd vanaand want die kerk is lekker vol. Amen. Sê vir jou buurman ek is bly jy is hier so. Alternatiewe, ons het alternatiewe gevind om tyd te spaar. Ons het alternatiewe gevind om dinge net makliker vir ons te maak en gemaklik te maak. Kan ek dit vanaand sê, iets het in my hart geval so tyd terug en dis die volgende, dat die kerk mag nie in die goue lokkie syndroom verval nie. Die goue lokkie syndroom, nie wat die Bybelstorie. Die ou kinderstorie van goue lokkies kan onthou. Dat goue lokkies het alles net reg gesoek. Hierdie bed is te hard, hierdie bed is te sag, maar hierdie een is vir my net reg. Hierdie pap is te warm, hierdie pap is te koud, maar hierdie pap is vir my net reg. Hierdie stoel is te hard, hierdie is te sag, maar hierdie stoeltjie is vir my net reg. En ons as die kerk kan nie in dit verval, dat ons dinge net reg vir ons soekie. Ons moet bly by die onfeilbare woord van God as die bron en die enigste bron wat ons het. Halleluja. Ons kan nie alternatiewe soek om dinge vir ons gemaklik te maak, om by ons skedules in te pas nie. We need to stick it out. Amen. Ek glo dat die Here seën die kerk wat faithful is. Halleluja. Getrou is. Getrou aan Bybel lees. Getrou aan bid. Getrou aan kerk toe gaan. Getrou aan gee. God seën dit. Halleluja. Ons kan nie alternatiewe kry nie. Alles is hoe moeilik om in die oggend op te staan
saam aan jou stilte tyd te gaan hou. Moenie alternatiewe. Kan ek dit sê? Mag dit sê? Ek wil dit sê en ek kan dit sê. Moenie vir my kwaad wees nie en ek wil dit sê. Pas op vir die koringkorrel net trek. Die koringkorreltjies wat jy kry, die versietjies. As 'n alternatief om tyd te spandeer in God se woord. Kan ek nog 'n bietjie 'n stapie verder gaan en dan moet my nie so gooi my maar met 'n klip en is fyn. Pas op vir net die dagstukkies wat ons lees uit een of ander prediker se dagboek uit. As 'n alternatief om stil te gaan staan om te sê, Here, wat wil U vandag vir my sê? Ek sê nie dit is sleg nie. Ek sê nie dit vat op sy tyd. Ek het ook al 'n koringkorrel of 2 getrek en ek gedink, Here, barre hierdie een, ek wil hierdie een hê en vat 'n ander enetjie. Kom aan, weer dit al gedoen. Ja, ons het dit al almal gedoen. Maar moenie dit as 'n alternatief vat van dit wat God se woord. Ek het geleer, there's no substitute vir die woord van die Here nie. Hulle het alternatiewe genoem. Hulle het probeer dingetjies maklik gemaak het. Ek wil vanaand dit verklaar en hoor gou mooi wat die woord van die Here sê. Matteus 7 vers 13 tot 14 sê: Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat dit deur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei. En daar is min wat dit vind. Halleluja. Bly op die nou pad. Moenie alternatiewe dinge gaan soek nie. Let's stick it out. Dit is so maklik om alternatiewe te kry in ons lewens. Lukas 13 vers 24 sê: Stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. Stick to the basics. Amen. Kom ons stiek by die ding en bly by die bron van lewe. En ons het die antwoord vanoggend. Die wêreld kan nie 'n alternatief wees vir die wêreld nie. Die wêreld kan nie in die kerk kom en ons gee hulle net alternatiewe nie. Wat ons nodig het as die kerk van Christus Jesus om die wêreld daar buitekant te wys waar die bron van lewende water is. We need to show them Jesus. Halleluja. Ek glo vanaand my hele hart en ek wil dit net weer eens sê, dat Jesus Christus is die bron van lewende water wat in my lewe is en vloei. Die woord van die Here sê, en hoe is dit? Ons hoef nie te verander nie. Hebreërs 13 vers 8 sê, dat Jesus Christus is gister, vandag, tot in ewigheid, dieselfde bron. Dieselfde Jesus, wat die vrou van Samaria gekry by die put, is dieselfde Jesus wat ek dien in 2026. Nothing changed. He is still the same. Selfde water, niks het verander nie. Halleluja. Hy is steeds ons bron van lewe. Corrie ten Boom het iets moois gesê. Sy sê, if the devil cannot make us bad, he will make us busy. Hier het Corrie ten Boom die yster op die spyker, die hamer op die spyker geslaan. As die vyand jou nie kan kry om sonde te doen nie, gaan hy vir jou besig hou. Is hier iemand wat saam met my is wat dit kan saamstem? Hier. Hy gaan vir jou besig hou. Hy gaan jou skedule verander. Hy will keep you busy. Sodat jy nie by die bron kan uitkom nie. Die tweede ding wat ek met julle wil deel is, boonbal het hulle alternatiewe gesoek. Die tweede ding wat hulle gedoen het, hulle het gecompromise. Geestelike kompromie. Kind van God, hierdie is so maklik. To compromise things. Om dinge te laat glip. Dinge te laat deurgaan. Ek is daarvan oortuig, daar is amper nie eers meer 'n fliek en 'n movie wat jy op Netflix, Disney, SABC 1, 2 of 3 kan kry, wat die naam van die Here of 'n vloekwoord nie meer in het nie. Kom aan, wie saam met my? En ons het dit so gemaklik geraak, dat ons hierdie goeders deel van ons lewe gemaak het. Ons wil dit net oorsien, 1 keer of 2 keer en die dingetjies. Kom aan, ons moet op daai punt kom, wanneer hierdie goeders is nie meer welkom in my huis nie, ek sal nie geestelike kompromie sluit met hierdie wêreld nie. Is hier iemand wat saam met my staan en sê, that's me? Dis weet wat ek wil doen. En dit kom gecompromise, geestelike kompromie. Dis een van die gevaarlikste dinge wat daar is. Wanneer daar kompromie gesluit is met hierdie wêreld. Kompromie bring voort siektes. Toe ek hieroor dink, toe dink ek oor hoe daai reënbakke moes wees. In Potchefstroom het ons 'n swembad gehad. En hierdie swembad was 'n Marblite swembad gewees. En as dit net die weerlig net opsteek, is hy groen. En ons trek om nader dat ons 'n seil gekry om die swembad
toe te maak en ons het hom probeer toehou sodat hy die water kan inhou en die water nie verdamp nie, om water te kan bespaar. Ons het al wat 'n triek is probeer en toe ons daai seil ooptrek na 'n hele winterseisoen, toe sien ons dat alge oorgeneem het. Want nou het alge begin groei en dit is groen. Kom aan, wie het al swembad struggles gehad? Is jy iemand wat dit was 'n bekeringstydperk in my lewe. Swembaddens om die regte chemikalie te kry. Maar hier is my hart vir wanneer ons 'n reënbak uitkap wat geen water hou nie, kan daai waterbak het geen invloei en uitvloei nie. Begin dit siektes kry. Begin bakterieë kry. Raak groen en dit maak dat ons siek word geestelik ook. Wanneer ek 'n ander alternatief het as die bron van lewende water en ek compromise, ons is nie geroep om as kerk enigstens te compromise nie. Amen. Romeine 12 sê vir ons dat ons is 'n lewendige offer. Ons kan nie compromise met hierdie wêreld nie. Ons kan nie net soos die wêreld lyk nie. Ons is set apart as children of God. We cannot compromise vir hierdie wêreld. Amen. Ons moet by die bron bly. Ek wil by die bron bly. Ek wil nie down the stream water gaan kry en MSG nie. En pas op ook vir die MSG en al wat 'n vertaling van Bybels daar buitekant is. Want nie alles wat jy lees is die Here nie. Maar dis 'n preek vir 'n ander dag. Let's keep it aside there. Hulle het gedink dat dit oukei gaan wees en dit het siekte geraak en siektes gekry. Reinhard Bonke skryf, the less Holy Spirit we have, the more cake and coffee we need to keep the church going. Ek gaan hom so rukkie los, dat ons net so 'n bietjie in ons hart laat val. The less Holy Spirit we have, the more cake and coffee the church will need to keep the church running and going. Dis ook 'n preek vir 'n ander dag. Derde een wat ek wil bring is, daar is verskille tussen die bron en reënbakke. Ek wil dit vanoggend vir julle gee. Nommer 1, reënbakke is net tydelik. Die bron is vir ewig. Reënbakke droog op. 'n Bron het 'n oneindige, onuitputbare bron. Reënbakke vrot van die stil water, stilstaande water. Die bron het vars, vloeiende water. Reënbakke se water lei na die dood. Die bron se water lei na die lewe. En soms het ons alternatiewe om die leemtes in ons lewe te vul. En hier het my nogal getref toe ek dit gaan lees en gaan kyk het na wat die Bybel sê oor dit. Het jy geweet, en ek het nou die dag oor gepraat, die volgende slide sal dit wys. In die Bybelse tyd was die cisterns, die reënbakke wat hulle uitgekap het, wat reënvormig was, het hulle gebruik as tronke wanneer dit droog geraak het. En ons in ons eie lewe begin soek alternatiewe wanneer ons die bron verlaat. En as ons die alternatief grou ons die gate uit. Ons grou dit uit. Met ander woorde, ons grou die gat vir ons eie dood. En baie keer in ons lewens het ons alternatiewe gekies om hierdie leemte te vul. Maar het sê dit is om finansies na te jaag, verhoudings na te jaag, mense na te jaag. Ons het alternatiewe gemaak en alternatiewe gegrou om net die leemtes in ons binneste te kan vul. En dit het op die einde van die dag my dood beteken. Wie was al daar gewees? Ek was vir geestelike dood. Omdat ek gecompromise het vir sekere dinge in my lewe. En hier het hulle Jeremia skryf en dalk was dit dieselfde een wat ou Jeremia deurgegaan het. Hy sê toe neem hulle Jeremia, ons ken almal die storie, en gooi hom in die put van Malkia, die seun van die koning, wat in die voorhof van bewaking was. En hulle het Jeremia met toue laat afsak. En in die put was geen water nie, maar modder. En Jeremia het in die modder gesak. Hoeveel mense se reënbakke het al tronke geword? Hulle is vasgevang in verhoudings, vasgevang in alternatiewe. Ek het dit uitgekap en nou moet dit my dorslesse, my satisfy. En op die einde van die dag het ek geestelik dood gegaan, omdat ek alternatiewe gekies het en die Here gelos het. Nog 'n editjie wat hierna is Jeremia 41:7. Maar toe hulle binne in die stad kom met Ismael, die seun van Netanja, hulle gedood en in die put gegooi, hy en die manne wat by hom was. Dit bring 'n dood.
As ek alternatiewe vir een kan skuif en sê ek verlaat die Here, die bron en ek kies my alternatief om hierdie water in my binneste te hê, kos dit my dood. Jeremia, dat ons dit nou gelees, 41 vers 7 ook. Ek glo wat die Engelse Amplified sê, they threw him into the cistern, an underground water reservoir. Hulle het nie net dood gegaan en dit het nog net siektes gehad nie, maar een wat belangrik was is die volgende enetjie hierna. Wie was in die put gegooi? Genesis 37, wie kan onthou? Josef was in die put gegooi. As jy die vertalings gaan reg lees, daai put is 'n waterreservoir. Dis waar hulle hom gegooi het. So as ek 'n alternatief kies, kan dit my nie net my dood beteken nie, maar dit steel ook my drome. As ek alternatief kies bo die bron, gaan dit my drome steel wat God vir my het. As ek weet al hulle eie plannetjies beraam. Net ek. Jo, okay. Weet al hulle eie maniere probeer en dit het jy uitgewerk nie. Eie drome, en jy het al, vir wie het al finansiëel gekos? Want jy die bron verlaat. Die woord van die Here sê vir ons mooi geskryf. Jeremia 29 sê hy, ek weet wat 'n plan ek vir julle het, van voorspoed, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Wanneer ons by die bron bly, het ek geleer, Matteus 6:33, soek eers die koninkryk van God, en die res gaan bygevoeg word. Easy as that. Stick to the fountain of living water. So dit kan net my dood beteken as ek alternatiewe het nie. Nommer 2, dit kan my ook my drome steel. En ek wil afsluit van een van die mooiste gedeeltes in die Bybel. Ek wil hê as jy jou Bybel saam met blaai asseblief, saam met my na Johannes die 7de hoofstuk toe. Johannes die 7de hoofstuk wat praat oor die bron van lewende water. En ek wil hê ons net so 'n stukkie lees daarso vanaand uit Johannes uit. Johannes 7 vers 1. Johannes 7 vers 1 sê, en daarna is die ongeluk van Jesus se broers. Maar hy sê, en daarna het Jesus in Galilea rondgegaan, want hy wou nie in Judea rondgaan nie, omdat die Jode probeer het om hom dood te maak. En die feeste van die Jode, die hittefees was naby. So die hittefees was daar gewees op daai stadium, in Jerusalem. En sy broers het toe vir hom gesê, vertrek hier vandaan en gaan na Judea, sodat die disippels ook die werke kan sien wat u doen. Want niemand doen iets in die geheim en soek tergelykertyd om in iedereen se mond te wees nie. As jy hierdie dinge doen, vertoon jouself aan die wêreld. Want ook sy broers het nie in hom geglo nie. Toe sê vir Jesus, my tyd nog gekom nie. En hy het 'n hele gesprek daar met sy broers gehad. Vers 10 sê, maar nadat sy broers opgegaan het, toe het hy ook opgegaan na die fees. Nie openlik nie, maar in die geheim. En die Jode het hom op die fees gesoek en gesê, waar is hy? Hulle soek vir Jesus op die fees. Waar is Jesus? En daar is baie oor hom gemompel onder die skare. Sommige het gesê, hy is goed. Ander weer het gesê, nee, maar hy mislei die skare. Tog het niemand openlik oor hom gepraat, uit vrees vir die Jode. En daar het 'n hele gesprek gegaan oor waar Jesus in die tempel begin leer het. Jesus leer in die tempel. En aan die einde van die hittefees, sou jy gaan lees, in hierdie gedeelte kom ons op 'n plek waar dit aan die einde van die hittefees was. 7 dae. Nou as jy Levitikus 23 lees, praat hy van die feeste. En een van die feeste is die hittefees, wat in Israel 7 dae sou wees. 7 dae sou hulle fees moes vier in daardie tydperk. En op die 7de dag, wat die laaste dag van hierdie fees, die hittefees, sou Israel normaalweg volgens die geskiedkundige boeke, sou Israel iets gedoen het. Hulle sou gegaan het en hulle sou gaan bid het vir die reën om te val. Vir reën in die oestyd en dat 'n goeie reën sal wees in Israel en dat die reën opgevang moet word. En dan het die Jode 'n kultuur gehad wat hulle gedoen het. Iets wat hulle gedoen het. Hulle het gaan water skep. Die volgende prent sal dit wys daarso. Net die een naam. Daar soos hy. Hulle sou water daar gaan skep het. Ek gaan nou die naam gee van daai plek. Dan sou hulle water gaan skep uit hierdie
uit hierdie bron uit wat water gegee het. Onthou dis dieselfde bron wat die Skea mee betrokke was, maar hulle het so water geskep en dan het hulle opgestap daar waar Jesus die bergpredikasie gehad het by Moria. Dan het hy opgestap en dan het hy hierdie water het hulle gaan uitgiet op die berg. Duisende Jode het hierdie pad opgestap teen die berg, water ondergeskep. Dit gaan uitgooi op die altaar bo op die berg. En as die water letterlik afgekom het in hierdie berg tot waar dit ook al weer in die grond in geloop het. So die Jode opgestap en terwyl hulle gestap het met hierdie water na die hittefees, het hulle letterlik gebid en die Here gevra, Here, Lord send the rain. Stuur die reën. Stuur reën, laat reën neerval. Ons het reën nodig. We need rain. En Jesus sien hulle terwyl die Jode hier die pad stap en hulle hierdie water skep gaan gooi en dit loop af. En Jesus sien dit op die laaste dag van die hittefees. En Jesus se woorde vers 37. Hier kom ons dit nou presies op die dag wat dit gebeur het. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat aan my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste uitvloei. Terwyl hulle sien hoe die water afloop uit die berg uit, sê Jesus, as jy dors het, kom na my toe. Kom na my toe. Ek sal jou van hierdie water gee om te drink. Ek sal dit vir jou gee. En dit het hy gesê, van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. So waarvan praat ons? Ons praat van lewende water, praat ons van die Heilige Gees. Die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees wat in ons word, soos lewende water wat vloei. En dis Jesus wat gesê het dat, en hy het gesê dit op die oog, daar het ons gelees, op die oog dat hulle die Heilige Gees sou ontvang. Jesus sê, as jy dors het, wees die doper van die Heilige Gees. Jesus, hy is die doper van die Heilige Gees. He is the one that baptizes. Geen mens doop met die Heilige Gees nie. Jesus is die doper. Kan ek 'n amen kry? Jesus is die een wat doop met die Heilige Gees. En hier kom op die laaste dag en hy sê, jy wat dors het, kom na my toe. En ek sal jou van hierdie water gee. En as jy hierdie water gedrink het, sal dit in jou binneste word. Wat sê daar so vers 38? Strome van lewende water sal uit sy binneste uitvloei. Dan praat hy oor die Heilige Gees wat in jou lewe sal wees. En dit sal word in jou 'n fontein. Kom aan kerk. Ons het die Heilige Gees. Ons het die Heilige Gees wat in ons lewe uitvloei. Die woord van die Here verklaar vir ons in Korintiërs en hy sê, ek is nou 'n tempel van die Heilige Gees. Halleluja. Wie bly in my? Die Heilige Gees bly in my. En sy krag, sy sterkte werk en vloei deur my. Ons is nie geroep as 'n gemeente om net die banke warm te sit op 'n Sondag nie. Ek gaan dit weer sê. Die kerk van Christus Jesus is nie geroep om net te sit Sondag na Sondag om die banke warm te sit nie. Maar hier is sisterns hierso. Hier is vanaand 'n tempel, hier is vanaand 'n kanne hierso wat gevul kan word met lewende water. En ek love it. Die Here sê jou kapasiteit, hoeveel jy het om te hoeveel jy wil hê dit moet vloei, so sal dit in jou lewe vloei. Ek love it. Ek wil dit weer gee. Die woord van die Here leer vir ons daar wat die vrou daar in Konings wat die kanne moes gaan leen het en die profeet het gesê gaan leen kanne genoeg. En ek glo met my hele hart dat daardie olie sou aangehou vloei het tot vandag toe nog, tot hierdie 2026, as hy kanne gehad het om hy olie te skep en hy olie te skep en hy olie te skep en hy olie te skep. Maar toe die kanne opgeraak het, toe die olie gestop. Halleluja. My kapasiteit is groot. Ek sê, Here, ek wil nie net gevul word 'n bietjie nie, vul Quintus van sy hoof tot oorlopends toe vol, dat sy salwing op my lewe is, want ek wil nie net verby mense stap en niks beteken in hulle lewens nie. Maar wanneer ek verby mense stap, moet hulle kan proe van die lewende water, want die wêreld is dors daar buitekant. Hierdie Parow wat ons in bly, het dors vandag. Net vanmiddag staan ek in Madeleine in die OK vandag hier op die hoek, by die OK, soek 'n Sunday lunch. En terwyl ek staan daar in die ry om iets te koop om te eet, kom staan 'n mannetjie by my
En sonder dat ek dit weet, het hy honger. En hy vra vir my, kan hy iets kry om te eet? Ek sê, let's go. En hy, jy weet, nie kosie, wat jy meer daai goed brie, wat jy so gevoel wat so lekker is? Chelsea buns. Hy so Chelsea buns. Maar my maat, hy vat hulle, ryg hulle in. Daai man, ek dink hy het 'n sugar rush gekry toe hy uit is. Man, in geval, terwyl ek met hom deel, toe kom ek agter, hy sien net honger nie, maar hy het 'n dors na lewende water. Ons is geroep kerk, nie om hierdie bank net waarop te sit nie. Ek is dis Quintus, and that'll be my preaching.